laaste vers is belangrik. Hy sê hierdie wetboek moet julle sorgvuldig deeglik uitvoer, dan sal ek met julle wees. Dit is 'n belofte wat God aan Josua gemaak het. Hy moet die volk in die beloofde land inlei en dan bemoedig die Here vir Josua, sê wees sterk, vol moed. Ek sal by jou wees, maar vir die volk moet jy sê julle moet hierdie wetboek moet julle deeglik sorgvuldig volg wat ek vir julle gesê het. Dan sal julle dit altyd voorspoedig. En dit is so vandag, ons het nie meer die wetboek nie, ons het nie meer net wat Moses se opdrag is, ons het vandag 66 boeke, en dit is belangrik, dit is al openbaring wat ons het van God, en dan het ons 'n finale openbaring van God in Christus, Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en baie maniere in die ou tyd tot die vaders gespreek het deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Hy het net nie die kamera, hy het nie die woord. Goed, kom ons blaai na Romeine. Ons fokus kyk van Paulus se Romeine, wat ons gekyk het in 3 waar hy van gepraat het, hoe ons vrygespreek word in Christus, Romeine 8, en ek dink ons het verlede jaar, Marietjie, by jou doop, het ons ook gekyk na Romeine 8 in besonder, want hoe lewe mens die Christelike lewe? Ons sal vervolg volgende week daarin, maar dit begin by, wat sê Paulus in Romeine 8 vers 1, hy sê daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Hoekom? Die wet van die Gees, dis die hoofletter Gees, wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen deur sy eie seun, vanweë die sonde van ons sonde, in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. Gevolglik kan ons voldoen aan die regeis van die wet. Ons wat nie volgens die sondige aard lewe nie, maar volgens die Gees. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees, die Heilige Gees leef, bedink die dinge van die Heilige Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie. Ander vertalings, kan God nie behaag nie. Julle daarenteen, sê Paulus aan die mense in Rome, bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Heilige Gees, of die Gees, mits die Gees van God werklik in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. En dan 'n treffende deel van Paulus, maar as Christus in julle is julle liggame dood as gevolg van die sonde, behoort nie meer aan te gaan met sonde nie, maar julle Gees is lewend as gevolg van die regverdigmaking of regverdiging. As die Gees wat van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy, wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Dit praat hier nie van toekomstige nie. Dit praat van, as sy Gees nou in ons woon, sal hy ons sterwende liggame alreeds, die Engels quicken, our mortal bodies, quicken, wat die Engelse vertaling, ek weet nie of by die Engelse vertaling het nie, maar hy praat inderdaad van quicken. Daar is 'n verskil tussen to make alive en to quicken. Quicken beteken om kragtig op te wek. Kom ons bid dat die Here sy woord seën, dan kyk ons na die konteks van hierdie gedeelte. Vader, ons dankie vir die woord wat U deur die Heilige Gees gedryf het. Want soos U sê in 1 Petrus, geen profesie het voortgekom deur die wil van 'n mens, maar is voortgedryf deur die Heilige Gees, soos hy aan die profete gegee het om te spreek. En hiervan het ons 66 boeke wat getuig daarvan. Open ons geestelike ore. Bring regenerasie, soos ons sal kyk, regeneration, sodat ons U beter kan ken in Jesus naam. Amen.
Goed, as ons kyk, ons het gesê, voor ons nog gaan kyk na die boek van Filippense, wat 'n reeks wil doen, waaronder die reeks redelik lank en uitgebrei is. Dus ons sê, kom ons kyk eens na die evangelie, want die meeste mense dink die evangelie is die boodskap, Jesus het jou lief, soos op die bord sê, no terms and conditions. In ander woorde, hy het jou lief. En Christus het ons lief, inderdaad. As hy ons geroep het, het hy ons lief. Ongelukkig is daar termes en voorwaardes. En wie is die agent van God om hierdie termes en voorwaardes van God in ons lewendig te maak? Die Heilige Gees. So ons het gaan kyk, wat is die volle evangelie? Ons het begin in Romeine 3 vers 23, julle hoor dit nou al te gememoriseer het. Wat sê dit? Dit sê, wat sê Romeine 3? Is dat iemand wat 'n kans wil vat? Almal het gesondig. Maar dis waar jy evangelie begin. Ek dink onthou die EE3 wat doen. Almal het gesondig. Dit beteken sonder uitsondering. Paulus in sy konteks bedoel die Romeine, nie die Grieke wat eintlik bedoel die heidene. Almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daarom die evangelie begin met die nuus dat almal gesondig het. En dit kom waar haal Paulus dit uit? In die Ou Testament, Psalm 14. Daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie. Niemand vra na God nie. Nou die volle evangelie weet ons dan as gevolg van God se geregtigheid, want ons moet gaan kyk na die teologie van God ook as ons kyk na die evangelie, en dit sê God is 'n regverdige, heilige God, wat die sonde nie ongestraf laat bly nie. As jy onthou in Exodus wat God vir hulle sê, God sê ek is barmhartig genadig, ek is liefde, ek is vol liefde, maar ek laat die sonde nie ongestraf nie. Hy kan geen sonde ongestraf laat bly nie, want anders is hy nie 'n goeie regter nie. Ons het dit aangehaal deur die ander mense ook hier, was as God nie 'n regverdige regter is nie, sit ons met probleme. Wat beteken dat mense soos Hitler en Pol Pot en al daai Ted Bundy, noem hulle, voor God sal verskyn en sê, ek kan sien julle het berou. Gaan, jy is vrygespreek. God werk nie so nie. God sê, die siel wat sondig moet sterf. Dis God se wet. Hoekom? Ons weet dit van Genesis, Adam en Eva. Die siel wat sondig moet sterf. Dis 'n uitgemaakte saak. So God is regverdig, hy is heilig, ons voldoen nie aan ons ontbreek aan sy heerlikheid is sy perfeksies, en daarom sê Jesus, onthou ons het deur die bergrede gaan, Matteus 5 vers 48, en ons het al daarvan melding gemaak. Wat sê die Here Jesus as hy die bergrede doen? Matteus 5 vers 48, wees julle die hoorders. En wie is die hoorders? Die mense daar op die berg. Ons, hoor ook vandag. Wees julle dan perfek. Hoe perfek moet ons wees? Soos my Vader in die hemel perfek is. Dit is God se standaard. Julle moet perfek wees, hoe? Soos my Vader in die hemel. Wat hy eintlik sê, as julle nie perfek is soos my Vader in die hemel, sal julle in die koninkryk nie ingaan. Dis harde nuus. Dis deel van die evangelie. Wees heilig soos ek heilig is. Levitikus 19, heilig moet julle wees, want ek is 'n heilige God. Daarom ontbrand, omdat daar nie die standaarde van God in werking gestel word nie, en alle mense dink hulle kan na God toe kom met vuil voete en doen, en almal kan hom aanbid, en dan kan mens lewe soos jy wil. Die waarskuwing is Romeine 15, dat ons is in vyandskap met God, omdat ons nie voldoen aan sy geregtigheid nie. Ons ontbreek aan sy geregtigheid, ons ontbreek aan sy heiligheid. Daarom, as God regverdig wil wees, behoort hy alle mense onmiddellik dood te maak. En hulle dan voor sy troon in Openbaring 20 te bring en hulle te oordeel en sê, weg van my af. Almal gaan na die poel van vuur toe. Dis regverdig. Want almal het gesondig. So, hy doen reg as hy 'n goeie regter oordeel. Ek weet, nou Suid-Afrika is daar korrupsie met selfs in die regssysteem. Maar 'n goeie regter veroordeel 'n sondaar. Stuur hom tronk toe. In die ou dae het hulle hom laat hang. Maar hierin word God se liefde bewys, juist dat hy, al moet ons regverdiglik almal omkom en sterf en hel toe gaan, dat hy intree.
Hoe tree hy in? Deur sy seun te stuur. Hierin is die liefde van God aan ons bewys dat God, sê 1 Johannes, dat God sy enigste seun gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe en deur hom die ewige lewe kan hê. Maar ons moet nooit God se geregtigheid afwater en sê, dis nie regtig belangrik nie. Dit is. En ons moet dit erken en sê, Here, U is heilig, ons kan nie by die standaard kom nie, Here, help my. Ek kan nie by die perfekte standaard uitkom. En ek weet, na regtens behoort U my te oordeel en te veroordeel, my te laat sterf. Onthou die woorde wat Jesus in Lukas 13 gesê het, ons het verlede week daarna gekyk, waar die mense na Jesus toe kom en sê, het hierdie van die tragedie gehoor? Ons het almal van Myanmar gehoor van die 1000 mense wat dood is. Dis 'n tragedie. In die tyd van Jesus was daar 'n tragedie, die toring van Siloam het omgeval, frats, en 18 mense is dood. Nou sê die mense dit vir die Here Jesus en hulle verwag 'n reaksie van simpatie en empatie, en dan sê hulle ook, Pilatus het mense in die tempel vermoor waar hulle besig is om te slaf Galileërs. Wat is Jesus se antwoord hierop? Sê nie soos dit sê, sies tog shame, dit is sy julle bekeer, sal julle op dieselfde manier omkom. Jesus sê, julle so begaan oor hierdie mense se fisiese lewe, dat julle nie dink dat hierdie mense, hulle siele en hulle moet bekeer tot God, sodat as hulle omkom, hulle die ewige lewe gaan. Wat is 'n groter tragedie? Dat mense sterf, fisies sterf, of dat mense geestelik vir ewig sterf? Dis 'n groot tragedie. En vandag, elke dag stort miljoene mense se siele in die ewige verderf, sonder dat hulle weet dat Jesus was daar om hulle tot bekering te bring. En wat het ons verlede kyk? Dis die volle evangelie. Wat volg op die ware evangelie? Bekering, berou, bekering. Ons het voorbeelde aangehaal. Ek gaan dit nie weer lees nie. Jy weet van die tollenaar wat in die tempel staan, en langs hom staan 'n fariseer. Die fariseer is selfregverdiging. Hy sê, ek is nie so sleg soos die tollenaar nie, die tollenaar dit en dit. En dan sê, wat sê die tollenaar? Wees my 'n sondaar genade. Het hy berou? Ja, en sy sal net sê wees, want hy weet hoe dat hy ontbreek aan die heerlikheid van God. Hy hoef nie in detail aan te gaan waarin hy verkeerd is, iemand het ware berou. En ons het verlede week gekyk, ook na die vrou wat by Jesus se voete kom huil. Sy is 'n indringer, sy het die woord gebruik, 'n party crasher. Sy gaan reg deur die fariseërs wat Jesus genooi het. Sy gaan reguit na Jesus se voet toe. Alles onbetaamlik volgens die kultuur. Sy huil, het sy berou? Ja, sy huil. Sadig is die wat treur. Sy huil. En dan wat doen sy met die trane wat Jesus se voete benat? So sy het nie bietjie net, jy sien baie in die prente net so 'n traantjie wiggel af. Hierdie vrou het gehuil, want Jesus se voet het nat geword deur haar trane. En sy het haar hare gebruik om teen die kultuur ook sy voete af te droog en sy voete te soen en dit te salf. Het sy ware berou? Absoluut. Want wat sê Jesus van haar? Haar geloof het haar gered. Wat is die geloof? Dat Jesus die Messias haar kan red van haar sonde en die dood. Ware berou, dit kom op die evangelie. As die evangelie reg verkondig word, mense weet hulle staan veroordeel teenoor God, want hierdie vrou het definitief gevoel sy staan veroordeel teenoor God. Hy het die reg om haar te oordeel. En sy weet sy is 'n vrot sondaar, dan kom sy hardloop na Jesus toe in desperaatheid en ween. Wat volg ook in die ware berou, die bekering? En baie mense moet baie keer, meer as een keer hulle self bekeer. Mense sê nee, jy bekeer jou net een keer. Spurgeon sê, dis eintlik 'n proses van elke dag opnuut bekeer tot die Here. Want ons ken die verhaal van Dawid. Jy weet wat Dawid gedoen het, na hy vir die Here gesing het en die Here hom as koning gesalf het. Ons weet wat het hy met Batseba gedoen. Dan gaan skryf hy Psalm 51 van 'n psalm van berou. Die Heilige Gees het hom weer bekeer van sy verkeerde weë. God het hom terug na die spoor toe gebring. Blaai vir my na Lukas 22 vers 31. Baie bekende verhaal ook, Jesus is op pad om gekruisig te word. En hy het geweet dat Petrus hom gaan verloon, en hom
En dan sê die Here vir Petrus, en hy noem hom nie Petrus, Lukas 22:31, kyk wat hy noem, hy sê Simon, Simon, anders as Cephas of Petrus, hy sê Simon, Simon. Dan sê hy, kyk, Satan het daarop aangedring, om julle, wie, as disippels, soos koring te sif. Dit hoe mens koring sif, daai tyd, jy sif om die goeie koring te laat deurval en die slegtes te laat deur van die goeies uit te kom. Maar nou sê Jesus vir hom, alhoewel Satan daarop aangedring het om julle te sif soos koring, sê maar ek, vers 20, het vir jou gebid, vir jou Petrus, sodat jou geloof nie sal wankel nie. Het dit gewankel op die ou einde? Het, want hy het Jesus verloor, 3 maal verloor. Nou sê hy vir hom, en wanneer jy, Petrus of Simon, eendag tot bekering kom, of inkeer kom, moet jy jou broers versterk. En Petrus daarom nodig gehad om hom weer te bekeer? Hy het. En dan sê hy vir hom, as jy tot bekering, as jy tot inkeer kom, moet jy jou broers gaan versterk. So selfs Petrus het geval, opgestaan, berou gehad. Het hy berou gehad? Ja, Petrus het. Hy het bitterlik geweet toe hy Jesus klaar verloor het. En hy het Jesus se woorde waarskynlik onthou, Petrus, Simon, Simon. Satan het begeer om jou en al die ander 11, wie deurgeval? Judas. Op die ou einde, die ander disippels is gespaar. Charles Spurgeon het ek nou aangehaal, hy sê, sincere repentance is continual, dit hou aan. Believers repent until their dying day they repent. So die hele pakket van redding kry ons, kyk Johannes 16 vers 8 tot 11, wat ek ook gedink het dat ek my rukkie sou gelees het, maar ek het besluit, sy die ander een lees, Johannes 16, 8 tot 11, sluit aan wat ons in Romeine 8 gesien het. Jesus voorspel, of hy voorspel nie eintlik, hy profeteer, of hy kondig vooraf oor die Heilige Gees wat sou kom, wat Paulus van Romeine 8 van praat. Hy Johannes 16 vers 8 en sê, wanneer hy, Jesus praat hier van die Heilige Gees, hy sê, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig, nie net bekeerlinge nie, hy sal die hele wêreld, Heilige Gees die een wat oortuig, van sonde en van geregtigheid en van oordeel, sê Jesus. Hoekom sonde? Omdat hulle my nie geglo het nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en hulle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld, ander woorde Satan, reeds geoordeel is. Verskoon tog. Dis die werk van die Heilige Gees. Ons kan nie mense oortuig nie. Daar's baie mense wat dink hulle kan die mense oortuig om die Here te volg. Niemand kan u of enige persoon op die straat oortuig om tot redding te kom. Dit is die werk van die Heilige Gees. Hulle noem the gentle dove of God of the hound of heaven. Hy oortuig van sonde geregtigheid. En dis, as hy reg die mense oortuig, en onthou, Jesus sê in Johannes 3, die Heilige Gees soos 'n wind. Jy sien hom nie, maar jy kan die effek sien van die bome en die bosse as die wind waai. En hy waai soos hy wil, hy bekeer wie hy wil, hy laat kom tot geloof wie hy wil, en met sy elkeen wat tot bekering kom, het hy 'n werk wat hy gee. Maar die werk van die Heilige Gees om te bekeer en berou, want as hy nie werk nie, die teenoorgestelde daarvan is ongelukkig slegte nuus. As die Heilige Gees nie in mense werk en oortuig nie. Wie nie die Gees van God het nie lewe nie. Romeine sê dit duidelik. Wie nie die Gees het nie die lewe nie. So beteken noodwendig dat hulle dood is. Maar hoekom hoor mense nie? Kyk vir my na 1 Timoteus 4 vers 2 tot in besonder wat Paulus praat, die rede hoekom baie mense nie die Heilige Gees hoor oortuig nie. So ek sê, dis 'n baie slegte ding, en die Heilige Gees oortuig nie net eenmaal nie, hy hou aan om te oortuig, hy werk. Ek dink baie mense verstaan, hoekom ander mense gered word, baie mense weens hulle sonde het, soos 'n harde kors en skil om hulle hart, daarvan praat Paulus, en ek wil eintlik die
Engelse vertalings, die King James, New King James, praat daar van, hy sê, maar kom ons kyk nou van vers 1 af, hoofstuk 4. Maar die Gees, Heilige Gees sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig sal word. Nou anderwoorde, daar's mense wat in die geloof was, maar nou word hulle afvallig van die geloof, omdat hulle bemoei met dwaalgeeste en die lering van demone. Hulle word beïnvloed deur die valsheid van leenaars, wie se gewete, hier kom die Engelse woord, seared their consciences with hot iron. Dis wat staan in die King James. En ons weet, ons was by braai, ons weet wat gebeur met daai steak. Al die vleis wat jy braai, kom op 'n warm plaas sit. Maar wat doen hy? Seel die vleis mooi af sodat die sap of die sous van die vleis binne bly. Maar hierdie selfde voorbeeld gebruik hy, seared the consciences like with a hot iron. Aanhoudende sonde, aanhoudende teenstand en stribbel teen die Heilige Gees. Aanhoudend, dan word daai hart, kry harde kors buite hom. Ja, daai siekte gesien met die so vol korsagtige, so word die hart 'n harde kors. Sê Paulus dat hulle harte klaar geseël soos met 'n warm yster gebrandmerk. So die Heilige Gees kan nie meer oortuig van sonde nie, van oordeel nie. Hy kan nie deurgaan nie. Ek onthou op die plaas, my oupa praat nou van 1960s, laat 60s. Het hulle nog, ek weet nie of hulle vandag nog doen nie, jy merk jou beeste. En hulle het altyd gesien die arme bees, want hulle vat daai, my oupa is Charles Andries Christian Swart gewees. En sy, goed wat hy die beeste mee gemerk het, was CAC. Dis 'n warm yster, wat CAC was. Dan druk die bees vas in 'n gang en dan merk jy. En ek het baie 'n arme bees, want daai kors wat hy los daar op die bees, maar hy's gemerk. Maar dis die idee van harde merk, klaargebrand merk, en hulle hoor nie, en dan kry ons, as jy onthou Hebreërs 13 vers 5, kan jy na kyk, ander kan kyk na Hebreërs 4 vers 9, dis dieselfde aanhaling wat gemaak word die skrywer na Hebreërs, en waar kry die skrywer van Hebreërs 3 vers 15 of 4 vers 9, hy gaan haal dit uit Psalm 95 vers 8 uit. Wat staan daar skryf? Vandag, hierdie dag, as die Here sy stem hoor. Vandag, as die Here sy stem hoor. Verhard julle harte nie. Hoekom vandag as julle sy stem hoor, moet julle julle harte nie verhard nie? Want môre is te laat. Môre is te laat. Die Heilige Gees het klaar gepleit, klaar geswaat. Vir baie mag dit te laat, ons hoop mag, maar vir baie is dit te laat. Want hulle het sy stem vandag gehoor en hulle het hulle harte verhard. Ons weet wat met die Israeliete gebeur het in die woestyn, het almal geval. So, ware oortuiging lei tot berou, lei tot bekering, lei tot geloof in God, wat God aan ons skenk, Efesiërs 2 vers 8, julle behoort dit ook almal te memoriseer en te ken, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie van julle self nie, dit is 'n gawe van God. Redding is 'n gawe van God, sodat niemand kan roem nie. So uit genade, deur die geloof, ons solas, né? Sola fide, sola gratia, sola Christus. Maar die werk kom deur die Heilige Gees, hy oortuig. So, in samevatting wat ons tot sover kyk het, so wat gebeur? Die ware evangelie word verkondig, dan kom mense tot redding. Die Heilige Gees pleit en oortuig van sonde en geregtigheid. Dan, na dit, in Engels sê salvation through faith leads to justification. Leads to justification, regverdigmaking. Regverdigmaking moet lei tot, in Engels sê regeneration. Ek sal volgende week meer in detail kyk na regeneration. Dis opwekking, weergeboorte, opstanding in die dood, nuut maak, verandering. Sanctification
regeneration to sanctification, and sanctification eventually leads to glorification. Verheerliking. Want dit is wat God oog het vir sy kinders, om hulle te verheerlik, vir die Vader te stel sonder gebrek en fout. Daarom het Paulus Romeine 10 vers 9 ook sê, hoe weet ons hierdie proses? Die evangelie is reg verkondig, mense is gesê van God se geregtigheid, standaarde wat ons nie kan meet nie, mense kom tot bekering en berou, hulle erken dit, hulle kom tot bekering, dan weet ons die Heilige Gees het regenerasie of wedergeboorte bewerk, wat lei tot heiligheid, wat lei tot God se heerlikheid. Niemand word gered, en dit ken my nou, niemand word gered om hemel toe te gaan. As jy dink jy is gered om hemel toe te gaan, verstaan nie die evangelie. Jy word nie gered om hemel toe te gaan nie, jy word gered om God te verheerlik. Dis waarvoor ons gered word. To his glory, for his sake. Sola fidei, sola deo gloria. Tot lof en heerlikheid van God. God red ons tot sy heerlikheid. Hemel toe gaan is 'n byvoordeel. So wat in Engels sê fringe benefit. Dit kom in met die pakket. Maar God red ons vir sy heerlikheid. Daarom sê Paulus Romeine 10 vers 9, as ons met ons mond bely dat Jesus die Here is en ons glo in ons hart dat God hom uit die dood opgewek het, sê Paulus sal, dit is ware redding, bekering, regverdigmaking, wedergeboorte, heiligmaking tot verheerliking, and salvation always through justification, because God is righteous and just and perfect. So hy kan niemand, geen mens, God kan geen mens onskuldig verklaar. Baie mense dink, ek staan onskuldig voor God. Nee, ons staan nie onskuldig nie, ons staan skuldig voor God, maar ons word vrygespreek. Dis justification. Ons word, al is ons skuldig, word ons vrygespreek. Ons word nie toerekeningsvatbaar gehou nie. En dit vind ons die man in die tollenaar, sê, Here, wees my sondaar genadig. Hoe word ons klaar gesien, in dit word geweef God se liefde. God het ons so lief gehad dat hy sy seun gee. En dan sê dit ook vir ons, hoe speel die drie eenheid 'n rol in ons regverdigmaking? Blaai vir my asseblief na Hebreërs 9 vers 13 tot 14, een van die kragtigste verse wat vir hierdie ding saamvat. Hebreërs 9 vers 13 tot 14. En ek gaan die ou vertaling gebruik. Sê die skrywer, wat waarskynlik ook Paulus kon gewees het, hy sê, as die bloed van stiere en die as van 'n vers by die verontreinigdes besprinkel, daardie tyd, in die Ou Testament, heilig maak, so daai bloed van die stiere het heilig gemaak tot redding van die vlees, dat die vlees gered kan word, sê die skrywer, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself, hoor nou die drie eenheid in sy rol in dit, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees, die Heilige Gees, die tweede persoon, aan God, derde persoon, geoffer het, sonder smet, Jesus is sonder smet geoffer, sal hy julle reinig van 'n skuldige gewete om die lewende God te dien. Ons word gered om God te dien, om hom te vereer. Al drie die persone in die drie eenheid speel 'n rol. Jesus offer homself deur die ewige Gees aan God, die Vader, sonder smet. Daar kom ons regverdig maak. Ons word regverdig maak. Hoe? Op grond hiervan, dat Jesus sonder smet geoffer is aan God. Daarom dat Jesus aan die kruis sterf, dan wat sê hy? Tetelestai. Die boekhouterm, is klaar betaal. Al die skuld. Jy gaan na daardie tyd na 'n winkel toe. Ek weet nie of julle onthou Theo in die tyd jy gaan na 'n winkel toe, jy het nie geld en dan skryf hulle dit in 'n boekie op. Jy het soveel blikkies kos, jy het soveel dit, soveel. Dan het jy 'n skuldboek. Onderaan sê die winkelier vir jou, jy skuld ons sê nou maar R500 vir al die goed wat jy vir die maand gekoop het. Dan sê jy, maar ek kan dit nie betaal nie, ek het nie geld nie. Wat hierdie tetelestai teken is klaar betaal, ten volle betaal. Iemand het gekom en dit ten volle vir jou betaal. Jy skuld dit nie meer. Dis wat Jesus kom doen, deur sy bloed. Dit is in die proses van wedergeboorte. En dan vers 11 Romeine wat ons gekyk het, 8 vers 11. As die Gees van Jesus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Hy het nie net gesterf en die skuld betaal nie, deur die ewige Gees homself as 'n versoenoffer met God geoffer vir ons. Nou sê mense,
ja, maar God het my nie lief nie. Regtig? Hy het dan sy lewe vir jou afgelê. Ek weet nie of jy al daai skets gesien het nie, wat iemand het na Jesus toe gekom en sê, Here Jesus, wys vir my hoeveel jy my lief, so bietjie of soveel, en dan sê Jesus gesê, soveel, hy het sy hande opgemaak, en jy kan die merke sien van in sy hand, soveel het ek jou lief gehad, dat ek my lewe vir jou gegee, die ewige gees geoffer aan God, om die regverdige vereistes van die wet te vervul. En as ons dit glo, word ons weergeboor, en in die proses begin die Heilige Gees met ons op pad stap. Wat gebeur met wedergeboorte basies? Nou gaan nie in detail daarna kyk. Die Heilige Gees wek ons gees op, ons word geregenereer. Hy wek 'n gees op. Hoekom wek die Heilige Gees vir ons 'n gees op? As die gees van hom wat Christus opgewek ook in julle woon, sal hy julle ook opwek. Binne ons hart, siel, word ons 'n nuwe mens. Sodat die Heilige Gees in ons kan woon, dis waar hy wil woon. Waar woon die Heilige Gees? Met tempels met hande gemaak? Nee, ons. Ons word nou sy tempel. Dan hoor julle die vreemde leringe vandag dat demone kan Christene, weergebore Christene beset. Wow. Regtig? So met ander woorde, die eerste assumpsie wat ons moet maak, die Heilige Gees deel dit wat hy opgerig het en gaan woon, deel hy sommer met demone, kan dan roep hy die demone en sê, kom woon saam met my in hierdie persoon, hierdie weergebore persoon. Sien hoe, wat sy ludicrous is, hoe stupid dit is. Geen demoon kan 'n weergebore Christen besit of beset nie. Kan jy miskien oppress, of jy allerhande goed in jou brein insit in jou, dat miserabel voel in jou, neerslagtig laat voel. Ja, maar kan jy nie beset nie, kan jy in jou woon nie. Maar die Gees het 'n tempel in ons opgewek. Hy woon daarin, hy deel nie. En dan in die proses groei ons in Christus Jesus. Ons is nou vrygespreek, daar is vir ons betaal deur die bloed van Jesus Christus. Ons word geag as mense wat nie meer God se vyande nie, ons is nou nie meer sy vriende, ons word nie vyande na vriende nie, ons word van vyande na kinders. Daar's 'n verskil tussen vriend en kind. Ons almal weet van kinders. Romeine 5, na ons God se vyande word ons sy kinders en erfgename, sê Galasiërs. Daarom is dit die enigste weg, dis die evangelie van Christus, wat Paulus in Galasiërs 1 van praat, as iemand 'n ander evangelie aan julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees, want die evangelie lê in die werk van Jesus Christus, hy betaal met sy bloed, as die Gees van Christus, wat Christus opgewek het, sal hy ons ook opwek, om in ons te woon. En dis wat die skrif beveel. Te veel ander weet jy is mense wat vanoggend verslaap het, ek gaan nie die name noem nie, maar wat gesê het is moontlik dat ander gelowe ook eventueel kan lei na God toe. God het besluit Christus is klaar. Dis al. Want God uit kom Christus vorentoe. En dan sê 'n sterk vers 1 Timoteus 2 vers 5. Paulus sê daar is een God. Daar's nie verskeie gode nie. Boeddha se God en Mohammed se God en Joseph Smith se God en jy noem dit, elkeen het sy eie God. En in al hierdie godsdienste word Jesus eenkant toe geskuif, want hulle sien hom as 'n profeet of hulle sien hom net as 'n gewone mens. Hy is nie, hy is uit God gebore en sy Gees gee aan ons geboorte. Daarom het Paulus in 1 Timoteus 2 vers 5, daar is een God en een middelaar, net een middelaar. Nie verskeie middelaar, nie Mohammed en Joseph Smith en daar's nie ander middelaars nie. Een God, een middelaar tussen God en die mens. Wat sê Paulus? Wie is dit? Die mens in Christus se vlees. Die mens Jesus Christus. En dis wat die skrif bedoel. Daarom het ons 66 boeke wat al hierdie bevestig. Alles bevestig dat Jesus is gestuur. Ou Testament verduidelik ons God se geregtigheid, hoe hy oordeel, hy vat 'n volk, hy lei 'n volk tot verlossing, hulle val terug, hy straf hulle, hy bring hulle in die beloofde land. God, die gelowige
in die Nuwe Testament gee weergeboorte deur Jesus se Gees aan die gelowige. Hy lei hulle deur die woestyn tot in die beloofde land, die hemel. Maar wat is die proses tussen die redding en die beloofde land? Heilig maak. Ja, hierdie week het ek en Leda soveel dinge verkeerd geloop. Sê dit laas week af. Dit hou aan verkeerd loop. En dit sê baie keer laat die Here toe. Daar's 'n Engels wat sê, why does all these bad things happen to us? Because God wants to wean us. Hy wil ons speen van die wêreld af. Hy wil ons wegvat van die wêreld af. Om ons te leer hoe om te vertrou in die woestyn. En dit staan alles in hierdie pragtige boek, geskryf oor 1500 jaar deur 40 auteurs. As ons net volgens die pad, hier is die pad word hierin verduidelik, word ons duidelik gemaak. God se karakter in die Ou Testament, God hoe hy regverdig is in al sy oordeele, beskryf hom, en hierdie God word geopenbaar in die Nuwe Testament. Ons het 66 boeke, ons kan dit nie onderbetempel, ons is baptiste. Skrif, sola scriptura, net skrif. En as ons daarby hou, sal ons die evangelie verstaan, sal ons ware bekering berou verstaan, sal ons God se geregtigheid verstaan, en die werk wat die Heilige Gees in ons lewens doen. Ek sluit af met 'n voorbeeld, ek weet ek het dit vir baie van julle vertel, Theo, ek dink vir jou vertel, ek weet nie vir julle vertel ek nie, in 1991, die jaar wat ek met Lydia getrou het ek klaar bedank by die poskantoor, ek is op pad Pretoria, Johannesburg toe, en ek het 'n Volkswagen Foxy gehad, dis 'n oulike karretjie, baie goeie karretjie. Die enigste probleem die Foxy is ek vir Lydia gaan kuier, as jy wegtrek by 'n stopstraat, dan maak hy so rookwal. Toe vind ek uit, hulle sê dis die valve stem seals, in Afrikaans klepstam seals, wat begin lek. So as daar baie kompressie is in die engine, dan maak hy rook. Toe besluit ek kan nie met Lydia trou, ek het nou klaar bedank, en ek het nie vreeslik baie geld nie, my borge moet my help, maar ons het nie geld om hierdie tot af te haal, te laat regmaak, deur iemand, die kar dat te laat parkeer, want ek het by Freddy Bal oorgebly vir daai maand, voor ons getroud is, en Freddy Bal was 'n skrynwerker, nee, houtwerker, hy het met hout gewerk. Maar ek en Freddy Bal het 'n boek gaan koop by CNA, van hoe 'n Volkswagen engine werk, en sy pakking en alles. En ons het die ding mooi afgehaal, sonder dat ons daai koste hoef betaal, en ons het gevat na die ingenieurs langsaan, en hulle het natuurlik ding gaan, ek weet nie wat 'n skien nie, ek het hom mooi skoon gemaak, die sleeves mooi, dat hy reg is, dat hy nie so, en alles mooi, en ons gaan sit hom toe, weer in, volgens die, wat ons glo die Volkswagen boek, ek dink dit was daai tyd, nogal 150, in 1991 was 150 rand baie, seker wat vandag 400 of 500 rand is. En ons doen alles wat ons dink volgens die boek. Lang storie kort, na die kar verkoop is aan vriende, kry ons die vriende, en hulle weet nie wie die kar regmaak, want hierdie Foxy het begin kook, toe ek op Bible College was, hy ry net een keer en begin hy staan en word hy warm. Toe kom, hy vat die kar, ons het dit aan André Miller verkoop, en hy kom terug, hy sê, hierdie motorwerktuigkundige sê, hy wonder wie die idioot is, wat hierdie gasket, pakking verkeerd ingesit het, want dis die rede hoekom hy so kook. Maar die storie is, as ons, nommer 1, hou jou skoenmaker, hou jou by jou lees, want dink jy gaan college toe, en jy gebruik houtwerk om jou te help, wat op die myn werk, om jou kar pakking in te sit. Ons het nie by alles regtig gehou wat in die boek is, want ons is regtig gekyk het, so ons gesien het hoe word die pakking, die gasket mooi ingesit, nie onderste bo nie. God verwag ons ook van ons, hy het vir ons 66 boeke gegee. Daarom baie mense karring buite die Bybel. Hulle wil dit ekstra, hulle wil gaan kyk na die valse evangelie van Thomas. Hulle wil gaan kyk na die evangelie van Johannes. Ons het 66 voorskrifte wat presies verduidelik hoe werk die evangelie, hoe werk redding deur bekering, berou, geloof, regverdigmaking en heiligmaking. Dit staan almal. Jy hoef geen ander boeke as die 66 te gaan konsulteer nie, maar dit staan alles daar. Maar onthou wat jy gelees het, Josua 1 vers 8. Wat sê Josua 1 vers 8?
maar julle moet by alles bly. Nie party nie, nie sommige nie. Bly by alles wat ek aan Moses beveel het. Bly in detail by sy voorskrifte. Ek het dit vir hom gegee. As julle daarby bly, sal julle lewe in die beloofde land. As ons daarby bly, sal ons lewe in die nuwe hemel en nuwe aarde op die paradys. As ons daarby bly. Sluit voldoen daarmee, want ons sal volgende keer kyk na ware weergeboorte, opstanding en hoe lyk die lewe. Maar ek hoef nie veel te sê, want staan al Paulus se boeke applikasies van hoe lyk so 'n persoon wat lewe in Christus. Want Efesiërs gaan dit in Filippense gaan dit ook vir ons sê. Hoe lyk so 'n persoon? Die opdragte, die applikasie. Mag die Here ons sien. Kom ons bid saam. Vader, ons het verlede week daarna gekyk, ons het gesing op die gesinsbybelstudie. Hoe moet ons die skrif lees? Versigtig, deeglik. Sodat ons op alles kan bly, soos hy vir Josua gesê, bly in alles. As knegt Josua, bly in alles in detail wat ek julle beveel het. Want dan sal julle ware besef hê van ongeregtigheid en hoe om van die ongeregtigheid ontslae te word, sodat ons weergeboorte deur die Heilige Gees kan ervaar tot redding van ons armsalige siele. Nie omdat ons so goed is, het hy ons geroep nie, Here, maar deur die genade uit die liefde. Help ons om dit te besef en daarin te wandel, sodat ons ook die ewige lewe kan beerwe. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Jy kan ons